Nou ja, wat gaan hier aan? Ons is by Tannie Meismils en dit is grove meel en dit is fynmeel en ons loof die Here word gepak, die blou dromme, ons skep sommer uit hulle uit en dan pak ons dit in die met roomysbakke soos die mense wat behoeftig is kom. Loof die Here dat hy vir ons goed is en laat hy omgee. So pakkie. Mense, hieruit kom 22 koppies meel. En as jy hom slappap maak vir 4 gesinne, 22 dae wat hulle kan eet, wil jy nie deel wees en per maand 'n sakkie sponsorie. Baie dankie dat jy dit doen. Kom ons loop net so deur die meele gou. Halleluja. Nou ja, ons gaan nou sommer so afstap en kyk hoe die manne gooi. Is dit nie wonderlik? Hierdie studente, eens op 'n tyd van hulle, was miskien in gutters geslaap. Van hulle het net gekom om 'n sendeling te word. Van hulle het miskien was in 'n drank situasie. Maar tog, vandag laai hulle. En elke pakkie wat hulle laai, kom in iemand se huis wat dit nodig het. 'n Kindjie wat môre nie sou kos gehad het skool toe nie. Ons het al rapports teruggekry dat mammas vir kinders die aandpap gee en dan die oorskietpap meng sy met 'n bietjie biefelgoed en skep dit in die kosblik. Almal het nie brood partykeer nie. So, dank die Here vir jy wat maandeliks gee, daarom kan ons vir die ander gee. Om hierdie lorry nou te laat hardloop wat bang toe. Ons gaan, kom ek praat 'n bietjie ras. Want die mense sal so bly wees as ek dit sê. Ons gaan in 'n wit plakkerskamp baie uitdeel en vir hulle bid. Ons gaan ook in 'n swart plakkerskamp dit doen. Hoor gou mooi, en die meel bly steeds wit. So waaroor wil julle moan? Swart, wit of bruin, almal kry meel. Ons kyk nie na kleure, ons kyk na hongerte. Kom ons loop net so af. Kom net so af. Goeiemôre, net so meneer Naidu. Meneer Naidu van Durban, hoe is dit? Goed oom. Goed, baie goed oom. Hy is dan meer reg meneer Naidu nie, maar vir al die Naidu families in Suid-Afrika, ons is baie lief vir julle. Kom ons gaan so aan. Môre, meneer Bud Spencer, wat sê jy? Nee, goed oom. Ken jy vir Bud Spencer? Glad nie oom. Jy gaan Google vandag. Jy sal daarvan nou hoor. Ja, ek sal so Google oom. Ja, sê. Gaan jy op hierdie uitreiking? Ja oom. Is jy opgewonde? Was skrikkelik baie oom. Hoor, kom ek gou vir jou sê, môre aand reën dit in Bloemfontein en ons slaap op 'n gras. Daar's die hotel. Is jy nog opgewonde? Want dit was laas keer ook so. Okay, en oormôre aand slaap ons in Rodepoort. Dat's glad nie 'n gastehuis nie. Okay. Gelukkig saai hierdie later uit. Daar is pastore wat kom, hulle raak nou pastore. En hulle doen hulle prakties saam met ons. En ons het hulle genooi donderdag aand om saam met ons te kom werk vir 4 dae. En ek het vir die vrou vandag vertel, vir die vrou pastoor wat nou pastoor raak, van hierdie wonderlike gastehuis wat geskenk is vir ons wat ons in gaan bly, maar ons gaan op die straat slaap. Gaan ons nie opgewonde nog wees? Wat gebeur hier? Altyd 'n verrassing. Ons lei sendlinge op en ons doen uitreikings. En so by the way, daai ou wat altyd 'n eiertjie lê, hoe kry ons? Miskien moet jy 'n slaggie gastehuis koop. Dankie. Kom ons loop so aan. Rolf, gaan jy ook saam? Jy sommer gaan saam. Luister net toe jy hier kom, wragtig. Jy het nie gepraat nie, mense kan met jou niks gedoen het nie. Jy was so 'n lone ranger. Jy het my altyd laat dink aan Goofy daai wolf. Is dit hy? Ja, die Disney cartoon. Ja. Maar nou is jy so opgewek, jy speel Sondag, jy worship. Wat het in jou lewe gebeur? Ag, ek bedoel Jesus het ingetree en hy het oorgevat. Amen. Jesus is in 'n paar ander ouens se lewens ook daar. Want ons nou wil ek sal net stil bly tot ons klaar opgeneem het, maar hulle bly nie stil nie. So, dink jy ons moet miskien net vir Jesus gou los en hulle gaan sorg? Ja, ek dink so ja. Nee, ek maak dit 'n grap. Kom ons loop. My Janne, wie is jy? Jou naam? Saam met hom Royes. Regtig jou ma jou gaan afgee daar by die tabernakel. Nee oom. Ken jy daai storie? Nee, ek ken nie die storie nie. O ja, in die Bybel, ja, ek ken die storie. Nou Samuel, jy's afgegee by die tabernakel en jy was hierdie magtige profeet. Gaan jy dit wees? Ja, maar ek sal dit wees enige tyd. Ja, maar jou ma het jou nou 2 keer by die tabernakel kom afgee. So hierdie storie werk anders as die Bybel, maar jy's 'n eyster hoor. Ja. Ek onthou jy die eerste keer toe jy gekom het? Ja, ek onthou dit ook. Vertel jy vir die mense. Ek het soos rond gespeel en goed, ek het nie goed ernstig, ek het niks ernstig opgevat nie, hulle. Nee, maar dag 1, die jou vinger so teen my neus Druk my vinger in hom Royes se gesig. Ek sê vir hom, ek is nie van jou, een van jou studente nie.
Jo, en ek dink jy joke. Ek vat dis nog korter so om die kop en ek loop. Die studente sê nee, in. Wat doen jy daarna toe? Daar jy draai om en toe. Gaan skop jy wat? Toe breek ek die deur. Van die kerk. Van die TMB af, van die kerk af. Okay. Ons hoef nie verder te vertel wat Royce gedoen nie. Of moet ons ook op die TV sê wat het hy gedoen? Ja. Vertel. Kijk, maar Roy het my 'n klap gegee. Moenie my jou vinger in my neus drukkie. En moenie die kerk se deurstukkings koppie. Maar is ons nou vriende? Ja, ons is sharp, oom. Ons is nou beste vriende, oom Roy. Sharp. My bara, ons is beste vriende. Luister, die Here is lief vir julle. Sê, Beste mieliemeel julle. amen. Amen. Ek smaak jou, Samuel, jy gaan 'n profeet wees. Kom ons, moet ek verbyloop of wil jy iets sê? Hallo, Sê vir Ali, watter dorp af kom jy? van Bloemhof. Vra eers vir al die meisies om verskoning. Ek is sorry my. Bietjie harder praat. Skus meisies vra om verskoning. Ja, wat hy eintlik voor om verskoning vra, is dat hy julle almal gevra het om mee uit te gaan te kuis en julle het almal nee gesê. Ja, ek kan dit nie glo nie oom. Ek meen kyk hoe lyk ek. Luister, hy sê net gou vir my, wat beteken Jesus vir jou? Vir my eintlik alles, soos eintlik ek wens ek het vroeër hom leer ken en eintlik begin bid vroeër en in daai slegte tye as ek net daaraan gedink het om met Jesus te praat, dan sou dit dalk beter gegaan het met my. Amen, kom ons loop, praat met Jesus, dan gaan dit beter met jou.